amazing is dit nie net om die Here se naam groot te kan maak sonder om bang te wees vir vervolging nie, sonder om te hoef te bekommerd te wees oor wie wat van jou dink of wie wat van jou sê nie. Kom ons sluit gou die oë en doen ons begin ons uit die diens met gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir u teenwoordigheid hier vanoggend, Here. Dankie dat ons die Heilige Gees kan voel beweeg. Here, ek vra dat u elke hart hier sal aanraak vanoggend. Dat u op elke behoefte sal antwoord, Here. Here, ek vra dat u hand van seën oor ieder en elk sal wees wat u is vanoggend. En dat u ook saam met ons gemeentelede sal wees, wat dit nie kon maak vanoggend nie, wat oor see is, Here. Ek vra dat u hulle sal behoed en bewaar en beskerm, Here, en hulle weer veilig sal terugbring na ons toe. Here, ek vra dat u die pastoor se lippe sal seën, en ek vra dat die boodskap wat hy lewer, dat dit op vrugbare grond sal val, Here. Ek vra nie enige iets hiervan, omdat ons dit verdien, Here, maar enkel alleen uit genade, en in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Goed, julle kan maar sit. Draai gou so lank dat die persoon langs jou toe, na die persoon agter jou toe, sê hallo, groet so 'n bietjie. Hallo, amai. Goed. Baie welkom almal, dit is baie lekker om julle hier te hê. Ons is bietjie min vanoggend, van ons is siek en van ons is bietjie oor see en so aan, so ek is seker hulle sal almal weer veilig terug aan ons besorg word teen volgende Sondag. Ek hoop julle week was lekker, was almal se week gewees. Alright. Dis goed, okay. So, ek wil julle net herinner aan ons winterprojek van die Cup of Soup, die hot chocolate en die kombersies wat ons insamel en ook die pakkie koekies wat daarmee saamgaan. Enige iets van daai items is welkom, julle kan dit net in die skatkis daar agter sit. Dit vorm alles deel van ons winterprojek, wat ons dan nou vir die minder bevoorregtes net ietsie gaan gee hierdie winter, om te sê, julle is ook geliefd en net ietsie, jy weet, warm om die siel 'n bietjie te verkoop. Dan ons dienste is dan nou die oggenddiens vanoggend en dan vanaand 6:00 is daar biduur. Op Vrydag is daar jeug van 7:00 af. Julle is welkom om enige tyd by ons in te val in een van daai tydglewe. En ja, dan net 'n herinnering aan ons damestee en ons mannebraai. Dit is die 12de September, as enige iemand gasvrouens wil wees daarvoor, is julle welkom om net aan my of aan Pieter 'n boodskap te stuur, om ons te laat weet, en dan gaan ons stadig maar seker begin beplan aan ons damesoggend. Goed, dan gee ek oor aan Pieter. Here, dit is lekker om U te aanbid. Dit is lekker om te weet, ons kan 'n ontmoeting hê met U vandag, Here. Here, die week was vir my besonder, want ek kom bietjie net rustig raak en net rustig raak in U teenwoordigheid in gebed. Here, ek vra dat U in elke hart hier sal werk, dat U my tong sal seën, dat die Heilige Gees my sal lei in die woorde wat ek sê. Werk in elkeen hier vandag, Here. Ek is maar net die boodskapper, U is die pottebakker en ek is maar net die klei. Dankie, Here, vir die genade en dankie vir die liefde. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Vandag praat ons bietjie oor God meet anders. God se manier van meet, God se manier van werk. Dit is baie anderste van hoe ons dit doen. Voor ons by die skrif begin, so eendag is daar 'n klein seentjie in 'n dominee. Hulle staan in die voorportaal van die NG Kerk en hy kyk aandagtig na 'n groot gedenkplaat wat op die muur is. Dit is oortrek met name en langs elke naam is 'n klein landsvlaggetjie.
En die seentjie kyk na elke naam en lees elke naam. Toe kom die dominee nou nader, want hy sien nou hierdie seentjie het baie aandag op hierdie naam en hierdie vla en elke bordjie. Hy kom staan toe langs na die seentjie en hy sê vriendelik, goeiemôre my seun. Môre, sê hy dominee. Sonder om sy oë van die plate af te haal. So hy bly kyk en hy bly nuuskierig. Na 'n oomblik vra hy, dominee, wat is hierdie hierso? Die dominee antwoord hom toe baie ernstig. Val my seun, dis 'n gedenkplaat vir die jong manne van ons gemeente wat in die diens gesterf het. Hulle het hulle self opgegee vir hierdie land. Daar's nou weer 'n stilte, die seentjie kyk nou maar weer en dominee, hy wil eintlik aangaan met sy dag en hierdie seentjie staan nou net hier. En hy seentjie sluk toe later net swaar en hy dink dieper en dieper. En dominee dink nou, wanneer gaan hierdie ouetjie nou iets vra of iets wonder? Want hierdie ouens het nou in die diens gesterf en hulle name staan so mooi op. En uiteindelik, na lang gestaar en lang gekyk, kyk die seentjie vir die dominee en hy vra, was dit die oggenddiens of die aanddiens? Kom ons begin met die skrif, Markus 12 vers 41 tot 44. Jesus het toe reg oor die offergawekus gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekus gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. God kyk na die hart. God kyk na die hart en wat in ons hart aangaan. Mense meet, en dis wat daai skrif vir ons wys, die menslike natuur oor honderde, duisende jare is nog steeds dieselfde. Ons redeneer nog dieselfde, ons dink nog dieselfde. Tye het verander, maar die manier hoe ons dinge doen is eintlik maar nog dieselfde. Ons meet volgens bedrag, grootte, sigbaarheid en indruk. Ons meet van wat ons sien. Ons kyk na die visueel daarvan. En waar God in die plek kom is, hoe God meet is met motief, oorgawe, geloof, vertroue. Daai vrou het alles gegee. Sy het in 'n oomblik beweeg van vertroue. Sy het gesê, Here, hier is ek gee alles. Sy het natuurlik nie geweet wat môre wag nie. Maar kom ons kyk na 1 Samuel 16 vers 7. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Jy kan baie gee sonder geloof, en jy kan baie min gee met totale oorgawe. God werk met wat jy het. 2 Konings 4 vers 2. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. God vra nie, wat wens jy het nie. God vra nie, wat het ander nie. God vra nie, wat het jy verloor nie. God vra, wat bring jy nou? Die Here soek jy net soos jy is. Net soos daai vroukie met die 2 muntstukke. Jesus het nie gestaan daar en gekyk, hy het nie daar gestaan en gemeet, hierdie ou het nou 200 muntstukke meer as die ou gegooi, hierdie ou 300 muntstukke nie. Hy het gefokus op die weduwee, wat hy alles gegee het. En ek dink daar is 'n verskil, as jy iemand kry wat jou afkeer vir 'n brood, by die Checkers, dis veel maklik om vir hom 'n brood te gee. Koop vir hom 'n brood, jy gee vir hom 'n brood.
Maar as jy daar uitstap met jou groceries en hy sê hy soek jou groceries, jy gaan nie sommer net jou groceries vir hom gee nie. So daar's 'n gedragspatroon. In daai vrou se gedrag was daar ek gee my alles vir u, Here. Dis wat die Here van ons verwag, ons alles. En ons gaan nou kom oor ons alles. En wat uitgestaan het, hierdie weduwee het net 2 muntstukke gehad, maar aan God se hand was dit genoeg. Getrouheid is wat God se aandag trek. Lukas 16 vers 10, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. Matteus 25 vers 23, sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue salf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. God beloon nie op groot projekte of publieke erkenning nie. God beloon op getrouheid en volharding, in oorgawe en wanneer jy alles gee vir hom. En die Here werk in die stilte, hy het al baie gesê, in die stilte, wanneer hy iets gedoen in die getrouheid, in die stilte, dis wanneer die Here werk. Dis wanneer die Here jou vergroot, wanneer jy die minste is, die minste en die meeste oorgawe gee. Dit kan baie dinge beteken. 2 Korintiërs 9 vers 7, elkeen moet gee soos hy om in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Ons moet nie gedwing voel wanneer dit by die Here kom nie. Mens bereik punte waar jy's moeg. Ek het dit al bereik, moet jy nou Bybel lees vir die aand of vir die oggend, dan is jy te moeg en jy moet jouself half dwing om dit te doen. Kry 'n middelpunt, kry 'n punt waar jy na die Here soek in totale oorgawe. Hebreërs 11 vers 6, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en die wat hom soek beloon. So wat is die weduwee se offer gewees? Dit was klein in waarde. 2 muntstukke was niks. Daar was soveel meer gegee gewees, maar sy was groot in geloof, want sy het haar alles gegee. Sy het nie geweet wat die dag van môre gaan inhou nie, maar sy het gesê, ek gee my alles vir die Here. Sy was radikaal in vertroue. Sy het volledig ingebeweeg in oorgawe. Hierdie kan baie dinge vir ons beteken. Ons kan 'n gevolgtrekking trek op, maar dit kan baie vir elkeen van ons hier beteken. In jou hart, gee oor aan die Here, gee jou alles, soek hom waar jy kan, kry hom en vind hom waar jy kan. Dit hoef nie in groot werke te wees nie, dit hoef nie op die hoek van die straat, hoef jy nie groot hardop te skree nie. Dit sal wonderlik wees, jy kan dit doen, maar soek die Here in jou eie menswees en in wie jy is. God meet nie hoeveel jy het nie, hoe groot jy lyk nie, hoe indrukwekkend jy klink nie. God meet jou hart, jou geloof, jou getrouheid, jou oorgawe. En dis wat hierdie storie vir ons moet, hierdie ware verhaal vir ons moet vertel. Daar was soveel meer gegee, soveel meer gedoen gewees, maar die Here het na haar hart gekyk. Daai 2 muntstukke het niks beteken nie, maar die aksie daarvan, die oorgawe daarvan, is al wat die Here van ons afsoek. Die Here verwag nie dat jy elke skrif by die nommer moet ken nie. Dit is goed as jy jou Bybel ken, dit is goed dat jy hom ken, maar die punt wat ek wil maak is, die Here kyk na jou hart. Die Here meet jou hart. Die Here meet jou getrouheid. Hy meet jou geloof. Hy meet jou oorgawe. En hoe God anders te meet is, God meet met nederigheid en nie alwetendheid nie. God meet met dienskneg wees en nie prys nie. God meet met die minste wees en nie die grootste nie. God meet ons soos ons is, nie op pretensie nie.
Daai vrou het in daai oomblik, my opinie is, sy het nie ge-worry nie. Sy het nie rond haar omgekyk van die groter dade wat om haar gedoen is nie. En dit is wat ek sal voorstel vir elkeen nie. Nie kyk wat ander om jou doen nie. Kyk net wat is jy. Kyk net wat meet jou hart met die Here. Kyk net wat kan jy as 'n persoon die beste van jou kapasiteit vir die Here doen. Dalk gaan dit kleiner wees, dalk gaan jou verskil kleiner wees. Maar dis nie wat saak maak nie, dit gaan oor jou hart. En dit sal jy na die groter dinge toe lei. Voor ons aangaan, ek lees gisterand van klein Bobby en sy ouma. So klein Bobby en sy ouma, hy gaan kuier elke naweek vir sy ouma. En dit het so 'n bietjie oornag gesneeu en sy besluit toe om die seentjie daar waar dit sneeu, maar die Drakensberge, daar sneeu dit so 'n bietjie. En die seentjie gaan toe Saterdag en sy vat hom na die park toe en sy neem hom daartoe. Alles was pragtig en spierwit. Sy ouma merk toe vir hom op, dit lyk presies soos 'n skildery, my kind. Weet jy dat God hierdie prent spesiaal vir jou geskilder het? Heel ernstig. Ja, sê Bobby. Hy het dit met sy linkerhand gedoen. Maar kyk snaaks vir ou Bobby, weet hy nou, hoe weet die kind, Jesus is links of God is links. Ouma kon toe nie by haar oor uitkry nie, sy kon nie vergeet daarvan dat hy nou gesê het, die Here is links. So toe vra sy nou, hoe sê jy dat God dit met sy linkerhand gedoen het, klein Bobby? En hy verduidelik vir haar, nee, ouma, ons het laasweek by die sonnaskool geleer dat Jesus op God se regterhand sit. God gebruik die klein om goed te doen. Wat die wêreld glo is groter en is beter. Meer is beter. Status is groter. So wat ek kan doen is wat ek kan sê en is hoe ek kan lyk. Maar op in die Bybel sien ons keer op keer in die klein dinge gebruik God daai situasie om die groot wonders te doen, want sy krag en sy hand is in die situasie. God begin met die klein, Sagaria 4 vers 10. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Zerubbabel gaan aan met die bouwerk. Daardie 7 oë op die klip voor Josia is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Ons as mens sê dis te klein. Dis te klein, dis nie genoeg nie. Dit maak nie 'n verskil nie. Dit wat ek doen, die bietjie wat ek bid, as ek vir die ou langs die straat net 'n bietjie bid of net bietjie bemoedig, dit maak nie 'n verskil nie. Maar dis vir God juis begin, dis vir God juis werk en dis waarmee hy juis werk en juis uitbou. Wanneer die Here in ons lewens werk, moet ons hom net in volle vertrou. 1 Korintiërs 1 vers 27. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam, want vir die wêreld swakkes het God uitgekies om die sterkes te beskaam. God kies die swak. God kies die onbekende. God kies die eenvoudige. God kies die nederige. Dawid was net 'n skaapwagter. Moses het die meeste van die tyd net gehakkel en kon skaars praat. En nie die weduwee was arm gewees. Dis waarmee God werk. As jy in die werksplek kyk, as jy met 'n ou kom wat nou die slimste is en die beste is, jy kan 'n ou niks leer nie. Want hy weet alles en alles hy verkeerd is hy nog steeds reg. Dis kom ons daai oorgawe moet gee. En Here, hier is ek, vat my net soos ek is die minste, U is die almagtigste. Ons moet oorgee, want dis wanneer die Here met jou kan werk. Jy moet toelaat, nederigheid en die minste te wees, sit jy in 'n posisie van, jy's ook.
Nederig te wees is om op jou knieë plat neer te val op die vloer en niks te wees nie. Want as jy in so 'n posisie is, staan jy oop, jy is, verskoon die Engels, vulnerable. Jy staan net oop en jy kan nie jouself beskerm nie. En as jy alles en als weet, is jy soos harde klei. Jy moet die Here toelaat om met jou te werk en dit is moeilik. Het is nie lekker om te sit en sê ek is verkeerd. Dit is nie lekker om net te sê ek wil 'n diensknegt wees. Ek wil 'n verskil vir die Here maak nie. Wat leer dit vir ons? Sy het min gegee, maar sy het alles opgeoffer. God meet nie die gawe nie. God sien die opoffering agter die gawe. Ware geloof kos iets. Ware oorgawe en niks terug nie. Ons moet werklik net na die Here soek in alles wat ons doen. Ek kan onthou toe ek my vroeë 20's was. Ek was nou op die perd van geloof en ek verloor my werk toe. Maar ek gaan staan en koop 'n kar terwyl ek my werk verloor. Ek dink ek was bietjie roekeloos, maar ek kan eintlik net getuig soos ek hier staan dat die Here het my deurgedra in daai tyd, kon die kar bekostig, kon my dinge doen en dinge het uitgewerk soos dit moes. Daar was 'n plek van, ek het gesê die Here sal voorsien, die Here sal die weg maak. Partykeer sien ons nie die uitweg nie. En hoe ons meet is anderste. Vir ons is dit, nee, die Here sal dit, die Here moet dit so doen, en dan kom die Here en hy meet dit in 'n heeltemal ander manier. Matteus 6 vers 4, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon, baie dinge wat sal jou beloon. Dinge wat die Here gewaardeer is wanneer dit dinge stilte gebeur. Dis soos as jy die ouetjie daar roep een kant en jy bedien hom en werk met hom en hy vra vir iets van jou af. Partykeer as jy haastig, jy wil dinge gedoen kry, dan kry jy nou die ou wat jou afkeer en hy die te kort en daar te lank en hy die en dat nodig en partykeer is ons dismissive daarvan. Want dis vir ons in daai stilte moet beweeg en daai persoon net daai tyd moet gee. Dis 'n oomblik waar jy nie erkenning gaan kry nie, dis nie 'n oomblik, dit vat jou tyd op. Jy gee jou tyd op, jy gee jou geld op. Jy kry eintlik niks in daai oomblik nie, dis die ander persoon wat ontvang. Maar dis waarna ons moet strewe, dis waarna ons moet kyk. En wat mooi was, die weduwee het nie geweet Jesus kyk nie. Sy was nie besig met haar eie situasie. Maar haar daad word vandag nog bespreek. Soos ek hier staan ook, staan dit nog steeds in die evangelie, staan dit nog steeds wat sy gedoen het in hierdie oomblik van stilte, in hierdie oomblik van, hier is my 2 muntstukke. Van ver af het dit net gelyk of sy ook net bygegee het en die minste gegee het. Maar dis waarna die Here kyk, daai klein verskil wat ons maak. God sê ons moet nederig wees, getrou wees, gehoorsaam wees. Die klein word groot, die wat laaste is word eerste, en die nederige word verhoog. Jou inspraak maak 'n verskil. Dit wat jy beteken maak 'n verskil. Dit voel nie altyd so nie. Dit voel nie altyd of die Here mens hoor nie. Maar weet dat die Here bly getrou. Die Here ken jou hart. Die Here weet wie jy is. Hy het aandag gegee aan hierdie vroutjie wat baie mense nie aan aandag sou wou gee nie. Dit wys die hart van God. Dit wys na waar God kyk
Mense sou nie na daai vrou aandag gegee het nie. Mense het nie op daai vrou gefokus nie, maar Christus het gesê, ek fokus op hierdie weduwee wat niks oor het nie. Sy het nie 'n man oor nie, sy's gebroke, sy's 'n gebroke siel, sy het niks oor nie, maar ek kyk na die vrou se hart. En dis die God wat ons aanbid. Hy kyk na die klein dingetjies. Hy kyk nie na die groot dinge nie. Vir hom is dit onmeetbaar. Vir hom, God se krag is onmeetbaar. En ek wil julle vandag bemoedig, dit wat jy doen dit ten volle. Dit wat jy doen vir die Here, doen dit ten volle. Jy het nie altyd 'n platform nodig soos die nie. Daar waar jy uitgaan, daar waar jy beweeg, daar waar jy by die werk is, daar waar jy by die huis is, daar jy bereik punte wat ander mense nie bereik nie. En wees net wie jy is, wees jou identiteit in Christus. Kerk las by gee bemoediging. Jy kom saam met gelowiges, jy is gesellig saam met gelowiges, jy aanbid dieselfde God, dis een stem, dis een doel, dis een rigting. Maar daar waar jy buite beweeg, dis wat saak maak. So, waar meet God? Hy meet by die hart. Die geloof, die opoffering, die getrouheid. En daarom meet God anderste. Ek wil hê ons moet net ons oë sluit. Here Jesus, partykeer voel ons moet hierdie groot wonders doen, hierdie groot werke doen vir U. Want partykeer vra U net vir die klein dinge. U vra vir totale oorgawe om ons tyd te oorhandig, om by U uit te kom. U te soek in alles wat ons is. U na te jaag in alles wat ons is, Here. Here, my bemoediging en my gebed vandag vir elkeen hier is, dat ons U net sal radikaal soek in gebed, in vas, in Bybel lees, en dat U daai verandering maak, Here. Dat ons sal honger en dors na U teenwoordigheid, Here. Dat ons sal strewe na 'n lewe wat U verhoog. Dit begin by die klein dinge. Om onsself net toe te maak in die binnekamer en te bid. 'n hoofstuk of 2 te lees en in daai tyd uit te sit. Dis veel belangriker as die groter werke. Ja, daar's plek en tyd vir die groter goed. Maar laat ons net eers begin by die kleiner goed. Here, dis my gebed hier vir elkeen. Laat ons hier soek radikaal en totale oorgawe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek gaan net oorgee vir Marius. Goeiemôre almal. Ons beplan om 'n vas te doen. Ons sou dit gedoen het van die 9de af, van môre af. Nou ongelukkig het Satan 'n stokkie daarvoor gesteek en hy het seker gemaak ons vas nie. Nou, maar hoekom wil hy nie ons moet vas nie? Want is een van die kragtigste wapens wat ons het. As jy vas, groei jy nader aan God. Jy loop pad met hom, jy werklik waar werk met hom. Nou as mens gaan kyk in die Bybel, in Matteus 17 vers 21. Nou dis 'n vers, as jy gaan kyk in jou nuwer Bybel, sal jy sien is uitgehaal. Hierdie is 'n 53 Bybel, so dis nog een van die oues. En dit vers sê, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas. Nou, hoekom het hulle daai vers uitgehaal? Vir die eenvoudige rede, want hulle weet vas, Satan weet vas is kragtig. Ek dink die 83 het hom dalk nog in, en na dit het hom nie meer in. Dit is hoekom ons beplan het om te vas,
En ongelukkig het hy nou vir ons stokkie daarvoor gesteek. Ook as jy gaan kyk in Lukas 5 vers 35, sê dit, maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van julle al weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dag. Nou die bruidegom is die Here Jesus, en hy is nie met ons nie. So dit is basies 'n bevel van hom af, ons sal vas. Nou ek weet hier's van die mense wat nog nie gevas het nie. So die vas wat ons gaan doen, gaan die Daniël of nie die Daniël vas wees nie, daar's 2 vaste in Daniël. As jy gaan kyk in Daniël 1, is daar die een waar hy die groente, basiese groente en vrugte en groente geleef het. Dit is 'n fisiese vas. Dit was om aan hulle te wys dat hy nie nodig om die konings kos te eet nie. As hy die groente goed eet, gaan hy sy kompleksie verander. Okay? Dan het jy die vas in Daniël 10. Dis die een wat ons gaan doen. Waar hy smaaklike spys uitgesluit. Nou smaaklike spys, as jy 'n ou is wat nie baie vis eet nie, dan sny jy dit nie uit. Maar as jy weet jy eet baie vark en jy eet baie rooi vleis en so aan, sny dit uit vir 21 dae. Of vir hoe lank jy dit wil doen. Ons beplan om die vas vir 21 dae te doen. Julle moet julle riglyne hê, julle moet regwaar dit neersit, hoe lank julle wil vas, vir wie julle wil vas, wil jy vir jouself vas, wil jy vir ander mense vas. En dan moet jy net regwaar jou kop neersit. Nou met hierdie smaaklike spys, as jy koffie drink, elke dag koffie drink, sny dit uit. As jy iemand is wat rook en jy wil jou rook wegvat van jou vas, en jy wil dit uitsny, moenie na 21 dae weer begin rook nie, kry God om jou te help om op te hou na 21 dae. Maar ek sê ook nou nie moet jou vleis uitsny en dan vir God sê, hy wil al my vleis uit nie. Ek meen, mens moet nog maar vleis eet, of jou koffie maak en jy maar drink na jou 21 dae, maar as dit nou groot goed is soos rook en drank en sulke goed, wat werklik waar sondes is, vra vir hom om het uit te haal, en het weg te vat vandag. So, ons beplan om die 16de, wat nou volgende maandag is, en dan sal het deurgaan tot die 5de toe. Ons gaan in die week, sal ek op die groepie elke dag 2 goedjies opsit, om voorbereiding te doen vir hierdie vas. Want het is noodsaaklik om jouself voor te berei, voor jy in die vas ingaan. So dat jy werklik waar daai verhouding met God begin bou. En dit is waaroor het gaan, is om net nader aan God te groei. So ek sal van maandag af sal ek die goed begin deursit, en ek sal 2 goedjies op 'n slag deursit. Ek weet, dis 'n 10 dae voorbereiding, wat ons nou in 5 dae gaan doen, juist omdat dinge nou nie uitgewerk het soos wat ons moet nie. Maar vat 'n bietjie daai tyd te spandeer het, en doen het, en vir almal wat die vas wil ingaan, begin maandag. En dan op die einde van die dag, ja, as ons na die 21 dae uitkom, glo ek, daar gaan getuienisse wees wat gaan uitkom. En dit is waaroor dit gaan. Okay. Ja, gebed en vas is een van die belangrike dinge in ons geloof. Maar die belangrikste daarvan is dat jy konstant met God in verhouding is. So, indien jy nou hierdie vas doen en jy het net 'n tydperk van gebed nodig, dan maak seker jy maak tyd voor elke dag om net te bid ten minste. En nader aan God te beweeg. So kom ons sluit gou af. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die diens. Mag alles wat gesê is vanoggend op vrugbare grond val, Here. Mag elke persoon vrug dra van wat hy hier geleer het, Here. Mag dit voedsaam wees in hulle geestelike lewe, en mag alles wat vanoggend hier gesê is, vrug dra en tentoongestel word in elke persoon se lewe. En ek vra dat U met ons sal wees in hierdie week. Ek pleit elke liewe persoon wat hier sit, Here, onder die bloed van Jesus Christus. En ek vra dat U hulle sal seën hierdie week, Here. Mag geen onheil hulle tref nie, mag geen teëspoed hulle kant toe kom nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle is welkom om agtertoe te beweeg.